Is jy bekommerd oor onteiening sonder vergoeding? Dit wil sê land expropriation of expropriation without compensation. Ek het nou net 'n navraag gekry van iemand wat bekommerd is oor die ding en my opinie, Groewe Erasmus en ons agent Alice Ras, is daar is met betrekking tot kopers en verkopers, in my ervaring geen invloed hoegenaamd op die plaasmark. Jy kan sê daar is 'n plaasmark, daar is sekere invloed, maar ek kan dit nie agterkom nie. My gevoel is dat die grondpryse in die laaste 2 jaar gestyg. Daar was 'n versekerde verhoging in die grondpryse gewees. Kan nie agterkom dat daar enige mense bang is nie, en in die verlede was mense grond verkoop altyd. Al wat grond gaan verkoop is die prys. So of jy nou of die grond nou reg langs of Julius Malema nou iets sê en hopelik gaan hy tronk toe, en of wat dan ook al, of jy reg langs 'n munisipale stortingsterrein is, die prys moet net reg wees, dan gaan dit verkoop. So die mense, gewoonlik baie mense is 'n bietjie vrees vir grondeise en vir die dinge, maar dit wil vir my, sover ek kan agterkom, is dat grondeise en grondbesettings en so vind net plaas naby dorpe. En daar is 'n hele paar, daar is 1 of 2 hoë profiel sake soos dit wat daar in Kempton Park is, daar so iets. Maar oor die algemeen hier in die platteland is dinge baie rustig, en ek kan nie agterkom dat daar enigstens 'n vermindering in plaasverkope is. Ek moet eintlik vir jou sê, die mense, daar's 'n versnelling in die verkope van plase. En waarom is daar 'n versnelling? Dis maar net, mense kom op 'n sekere ouderdom, mense verkoop nog vir dieselfde rede wat hulle 50 jaar gelede verkoop hulle nou nog, en dit is ouderdom, gesondheid, kinders wat nie belangstel, dogters wat in die buiteland woon, dogters is getroud met tandartse, dogters paat is plaas gekoop vir Boet, en hy stel nou nie belang. Boet het meisies ontdek toe hy op die universiteit kom, en nou stel hy nie meer belang. Dis die redes waarom mense nog altyd verkoop. En dis die rede waarom dit tot vandag toe nog verkoop. Ek het nog nie iemand gehoor. Eerlikwaar, ek het nog nooit, in die honderde plase waar ek was, het ek nog nooit van iemand gehoor wat verkoop as gevolg van grondhervorming of sogenaamde grondhervorming of van hierdie onteieningsgrond. Dis nie 'n faktor nie in my ervaring. En ek wil graag hoor wat jy dink daarvan, want as jy 'n ander opinie daaroor, wil ek graag daarvan weet. Maar ek vra vir die mense, vir die eienaars, waarom hulle verkoop, en dis altyd dieselfde rede. Die enigste persone wat skrik daarvoor is die kopers, en gewoonlik die mense wat daarvoor skrik is mense wat onder, kom ons sê 30 tot 35 jaar oud is, 40 jaar oud is, wat eerste kopers is. Hulle is gewoonlik baie skrikkerig daarvoor, maar mense wat voorheen al grond besit het of eiendomme besit het, waar ek kan agterkom, waar ek kan bepaal, is daar hoegenaamd geen vrees. Nou wat ek volgende vir jou doen, is ek gaan vir jou 'n kaart wys ek is hier van Alice Ras af, en ek gaan vir jou wys in die gebiede waar jy ver weg is van enige probleme. Klein diefstal, as jy verstaan wat ek bedoel. Ek gaan net my kaart wissel hierso. Hier is ek is hier in Alice Ras. Daar, soos jy wil sien waar ek is, daar is waar die blou kolletjies, dis waar ek is. Nou, ek gaan vir jou wys hier op vir jou kaart wys. Nou, die gebiede wat ek vir jou gaan uitwys waar as jy wil dink en jy wil ver weg wees van ongewenste elemente, met ander woorde, jy wil 70 km van wees van enige nedersettings, kom ons noem dit mense, dan gaan ek vir jou wys waar jy wil wees. Jy gaan hierdie Atherstone gebied, Dwaalboom, Breedpan, jy kan nou wel daai Mogaleng of wat ek al sien, maar daar's baie, daar is grondpaaie, sandpaaie daar, wat as jy daai paaie gaan ry, iemand van Pretoria af, jy oë gaan traan, as jy daai grondpad moet ry, want dit is soveel grondpad, jou oë gaan letterlik jy gaan begin huil,
as jy nie, so daar kan jy maklik 70-80 km grondpad ry. Dan het jy hierdie gebiede, hierdie Breepan, Kiesel, hier waar ek gemerk het, Stemokpan, hierdie is die Cumberland, SAPS Cumberland, Hardekraaltjie, hierdie Stokpoort gebied, hier rond, jy gaan hierso, al hierdie ding, hier is so langs Stokpoort, en dan kry jy, hier is die Palala rivier gebied, hier het jy, aan hierdie kant is almal besproeiingsboere, ek kan net die kaart vir jou wys, dan kan jy sien hoe dit hier lyk, dan is hier is besproeiingsboere, en hierdie kant is die tradisionele woongebied, dit is net hierdie gedeelte hier, dis hier is 'n teerpad hier wat na Marken toe gaan, en die mense is net hierdie kant is die tradisionele woongebied, net tot daar. Aan daai kant is dit weer is daar weer saaiboerdery. En hier is die Palala rivier. Dan gaan jy verder aan en hierso by Tomburg, hier is jy weer ver weg van van alles wat jy wil vermy. Jy kyk hier en jy kyk Groblersdrif en as jy nou regtig ver weg wil wees, dan kyk jy hier na Maastroom. Dan moet jy, as jy nou in Pretoria ry, blaai in die voorwêreld soos ons dit noem, hier gaan jy kyk na omtrent so 450 km. Jou oë gaan traan, as jy gaan baie ver ry, maar jy's ver weg van alles af, so die mense wat hier bly, hulle gaan gewoonlik, hulle is ras toe, dis die afstand, dis waarheen hulle ry as hulle wil gaan winkels toe gaan, so jy moet nou vir jouself gaan dink, hierdie is omtrent 150 km, en dan het jy ook nog 'n gebied wat jy kan kyk, is hier al langs hierdie hier is die N4 ook omtrent, hier is 'n grondpad, is 'n sandpad, hierdie deel by Tolwe, tot omtrent hier, hy is omtrent tot hier is hy teerpad, maar hier rond is dit lyk na Masafar, ek het hom al gery, hele paar jaar gelede, maar was 'n verskriklike slegte pad gewees. Ja, vir die mense wat daar bly, ek moet dan maar net sê, dit is 'n slegte pad daai. As jy om te veel ry, gaan jou bakkie gedaan ry daar. Want jy hierdie pad na Maastroom, jy kan hierdie gedeelte hier rondry, hierdie is alles, hierdie area, alles, geen probleme, of dit is heel droog, maar dit is maar wildplase, en wat doen die mense hier, is alles wildplase, landbougrond, dis maar wildplase, dis wat met die mense hier doen. Maar dan het jy nou hierdie pad hier tussenin, so hier jy het van Marken af, tussen Marken en Baltimore, hierso is lekker ding, en wat mense doen is, hulle van Pretoria af, dan kyk hulle baie keer, hulle sit so op Google Maps, dan hulle nou Google Maps op, dan kyk hulle hier, dan sien hulle, Celica, daai dinge, sien hulle na Marken, dan sê hulle, maar dit lyk so te naby, maar as ek 'n kaart so uitzoom, en ek kyk na iets, dan lyk dit ook baie naby, dan lyk dit, maar hierdie afstande, kom ons meet hierdie afstand, sê maar jy is hier by Sentrum is 'n baie goeie, 'n lekker gebied om na, soos, hierdie is 'n baie goeie plek, dis 'n baie mooi bos, maar dis ver vir die meeste mense om te ry. So kom ons sê van in 'n reguit lyn af, van Thabazimbi af, tot hier, in 'n reguit lyn, ons vat hom tot hier by, kom ons sê by Cumberland, kom ons maak dit hier, by Atherstone. 52 km in 'n reguit lyn, van Thabazimbi af, van daar af. En so pad langs is dit omtrent 80 km. Dis nogal ver. Nou wat ek gedoen is, wat jy baie lekker mooi plase, maar ver om te ry, as jy nou van Thabazimbi vervolg hier na Cumberland omgewing toe gaan, en verder hierdie Commiesbult en hierdie gedeelte, hierdie wêreld rond, dan ry jy omtrent van Thabazimbi af, ry jy, ek net waar is Thabazimbi nou weer kry, dan ry jy van Thabazimbi af, wat ek nou my kaart nou heen, maar in elk geval, jy ry hierdie grondpad hier so, dan ek het ry ek hierdie pad van Alice Ras af, dan ry ek na Medupi toe, hier links, hier op, hier deur Stemokpan, en dan, hier is gelukkig alles teerpad, dan kom jy hier, dan sit jy by Cumberland Poliestasie, of as jy nou van Thabazimbi af kom, dan kap jy hom van hier af, kan jy van hier af so langs ry,
of jy kan daar langs om so ry na daai, maar as jy hierdie pad, as jy hierdie pad ry Tabazimbi toe, dan Kapiomina, Kamerlin toe, dan gaan jy omtrent vir 70 km grondpad ry. Pad is nie te sleg nie, maar hierdie gedeelte hierdie deel, hier so 2 km of 3 km hierdie deel omtrent, waar daar vreeslike dik sand. Ek het daar gery so 'n paar maande gelede. Toe het ek my bakkie, toe ek daar ry, toe beland ek daar agter en dan sulke sand wat so diep is, soos my knie, soos op my knie. Net een spoor, dit is al so uitgery. En ek beland daar agter 'n trok. Ek wil net hier wys op my ek het so agter 'n vragvoertuig en ek het nog al 'n video gemaak van die ding. En toe ek weer myself weer sien, toe sit hierso op ek het hierdie video nogal daarvan gemaak. Daar sit ek in die toe ek weer sien so voor my, sien ek hierdie vragvoertuig 8 ton wat 10 ton vragvoertuig. En ek kom nader my bakkie en ek sien nie, hier gaan jy nie verby, jy gaan nie hier langs kom nie, want dit is net hier weerskant, is sulke kniehoogte walle, en my bakkie is net 4x2. En later aan die vragvoertuig kom later tot stilstand. Want hy so swaar gelaai, hy kon nie weg in die sand, En toe kom ek later aan, toe is ons daar vir 2, en dit was verskriklik warm, en so 'n paar maande later, toe kom uur later of 2, toe kom daar iemand daar langs met een van my kliënte, toe was hulle bakkie gelukkig 4x4 gewees, en toe hak hulle om, en dit sê helse operasie, so, kyk maar my video, ek dink jy gaan dit geniet, jy gaan ook lekker lag, maar daar is vreeslike grou, bietjie hulp gekry daar van nabye boere. So dis wat dis hierdie omgewing hier. Dan het ek ook, as jy nou lekker ver ook wil ry, dan kyk jy nou, so ek sê, hierdie Maastroom omgewing, hierdie pad tussen Swartwater tot hierso, is 'n lekker mooi teerpad. Ek het hom so 'n paar maande gelede gery, maar dan raak jy van Swartwater af tot hier by Maastroom as hy vodde. So, dis seker waarom hy hier so groen is. Maar dis en dan moet jy maar vergeet van hierdie pad. Ek het hierdie pad van Maastroom tot hier by Olduis. Hy is in 'n haglike toestand. Daar's eintlik niks meer van hom oor nie, maar hier het jy mooi plase, jy's ver weg van die ongewenste elemente af. Dit is 'n lekker plek. En dan het jy wat jy ook ver weg is, wat jy kan oorweeg as jy nou wil kyk vir grond, dan kyk jy na hierdie Marnitz omgewing, tussen Marnitz en Baltimore, hierdie omgewing hier, daar's hierso hierso Swartwater, hierso enorme groot kremataardboom, maar ja, jy kan hierdie gedeelte ry so, hierdie deel het jy baie, maar jy's ver van alles af. Vreeslik ver van Pretoria af. So dan, dis nou as jy nou harde bosveld wil hê, jy weet, jou doringveld en daai tipe van ding, reënval so maksimum 430 mm per jaar in 'n goeie jaar, dan kyk jy omtrent na hierdie gedeelte. So, dan het jy ook natuurlik, as jy hierdie gedeelte hierdie is ook populêr, hierdie is heeltemal ander soort van plante groei, heeltemal ander soort van habitat. Hierdie het 'n heel wat hoër reënval, hier's fonteine, waterbronne op hierdie area en hierdie grond, veral hier tussenin hierdie Rooiberg, eintlik hierdie deel hier by Marakele, Bokfontein, Gemsbokfontein, Elandsbos, Sterkrivier, Melkrivier, Tuisnek, hierdie soort van gedeelte. Daar kry jy hierdie soort van, dis die Waterberg, dit is wat genoem word die Waterberg plateau. Jy is ook lekker ver weg van die ongewenste elemente af, net hier by Valwater, hier is 'n ongewenste, hier is 'n nedersetting hier by Valwater daar, maar hulle gaan nêrens heen, want hier rondom is privaat grond. So as jy enige, byvoorbeeld, hierdie gebied hierso het ook lekker
lekker grond, en die is die R33 wat na Ellisras toe gaan. So as jy Ellisras toe ry, kan jy hierdie pad ry, hierdie ene, of hierdie ene, maar hierdie ene is 35 km korter. En hier is ook lekker grond, hier is dit 'n bietjie bergagtig, hier is berge, maar hier is baie water, en jy's, kom ons kyk, kom ons sê van valwater af, meet in 'n reguit lyn, tot hier, dan is jy in 'n reguit lyn 38 km vanaf menslike nedersettings. So hierdie is ook hier, so hierdie is lekker groot, lekker plekke, as jy hier grond in die hande kry. Tuurlik as jy grond in die mark wil sit en jy wil verkoop, praat met my, bel my en dan kan ons praat. Dan kan ons kyk, kyk vir jou, help ek jou om 'n koper te kry vir jou grond. So ja, hier is in Rooiberg, hier is ook dit is ook 'n was op 'n stadium 'n vreeslike populêre gebied. Dit is eintlik nog soort van steeds. Maar wat het hier gebeur is so 'n paar jaar, jy weet hoe daai groot swart rooibokke ding aan die gang was, toe was hierdie 'n vreeslike populêre gebied gewees. Want hier was en het was eintlik ook met Melkrivier en daai omgewing gewees, want daar was veilingskrale daar gewees. So die mense, die kopers en hulle wou vreeslik graag naby die veilingskrale wees, en dit was heel populêre gebied gewees, maar vir kopers, en die grondpryse was besonder hoog gewees. Nou net nog 'n ding is wat mense ook kry is, so my naam is Groewe Erasmus, ek sien van Ellisras af, so as jy wil verkoop, praat met my, bel my 0784632053, en as jy daar's altyd gewoonlik 'n proses van, as mense wil verkoop, dan loop daar 'n proses van, kom ons sê, ek noem dit die stadiums van weerstand. Dis die fases van weerstand, so mense begin altyd, jy het 'n droomprys en dan het jy die werklike verkoopprys. En dit vat partykeer, dit vat 3 tot 5 jaar vir mense, vir 'n eienaar, in my ervaring, om deur al die stadiums van die weerstand te beweeg. So daar's onder andere, die mense, jy het 'n prys in gedagte, en dit gaan alles om gevoel. Hoe voel jy, waarom wil jy verkoop? En jou gevoel wat jy wil verkoop, waar was jy, dit het alles 'n invloed op hoe lang jy gaan vat om te verkoop. Nou baie wat ek gesien het is, ek het die stadiums van die verkoop gewoonlik begin het, iemand dink om te verkoop, maar hy's nog nie ernstig nie, dan bel hy 'n agent, en afhangende van wie die agent is, dan gee vir die agent 'n eksklusiewe mandaat, die grond gaan in die mark, jy het verkoop nie, dan bel die eienaar 10 agente, maar eintlik is dit net die prys, al wat fout is, al wat nodig is die prys. Dan bel die eienaar 5 agente en dink, as hy by 5 agente gaan adverteer, is die kans beter om te verkoop. Nee, jy het net 1 agent nodig en die regte prys nodig, en dan verkoop jy grond binne 'n week, want ek het nou 'n plaastransaksie gehad, afgehandel, waar ek die grond verkoop het, en dit was binne letterlik 5 dae, ek het dit geadverteer, en 5 dae later, toe die kontrak geteken en die geld betaal, en die prys was reg. En hoe dit gebeur, die eienaar was nie in die moeilikheid gewees, hy het net gesê, hy gaan nou verkoop, hy vat die geld wat hy gaan investeer het anders, en as hy kan wag vir 18 maande of 2 jaar, hy weet, maar hy het gesê, as hy 2 jaar wag, dan hy kon al opbrengs gehad op sy geld, en wat ook dan, en dis deel van die proses. So mense bel agente, hulle gee die agente eksklusiewe mandaat, die agent gaan nie die grond verkoop nie, dan gaan hulle terug, dan bel hulle 5 agente, dan gaan hulle, dan het hulle 'n swart koper, dan het hulle iemand wat op 'n afbetaal transaksie wil hê, dan is daar iemand wat huis op, wat hulle eers hulle eiendom moet verkoop, en dan en die mense bied gewoonlik belaglike pryse aan. Dan is daar 'n veiling, dit is ook 'n baie deel van die proses, en dan daar gaan niemand, jy moet ook betaal vir die veiling, en dis ook op jou kostes, op jou rekening, en dan daar gaan niemand op vir die veiling, of daar daag mense op, maar al wie opdaag is die bure en nuuskierige agies, want hulle wil graag sien
hoeveel die grond verkoop en ander agente, want hulle kom kyk, want hulle wil weet waarvoor daai grond verkoop. Dis wat gebeur. En dan vat dit nog so 'n paar maande vir die eienaar ek noem dit om pyn te beleef. En elkeen van hierdie fases is daar pyn, finansiële pyn. Want jy moet aanhou om jou grond te betaal, jy moet aanhou om die personeel te betaal, alles kos jou nog steeds geld, jy moet aanhou betaal. Dan op 'n stadium, dan raak dit vir die eienaar bietjie te veel, dan begin hulle met prys, dan kom hulle uiteindelik af met die prys. En dis dan wanneer die grond kan begin verkoop. Maar daar is nog 'n paar ander intriges daar intussenin, wat gebeur voor die grond verkoop, maar ek wil net vir jou gewys het op, onder andere 'n bietjie gewys het van die area, die gebied waar ek wat ek in opereer, is maar gewoonlik, en waar ek ervaar, waar ek gesien het, die soort van dinge gebeur, is maar hierdie gedeelte hier. Ek net vir jou nog 'n plek wys waar so die mense, die tradisionele woongebied is net hier. Is net hierdie gedeelte hier. Dit is hier so langs. Dis al hier van hierdie pad wat na Swartwater toe gaan, van na Tomburg, tussen Ellisras en Tomburg. Hierdie pad is in 'n baie goeie toestand. As nie 'n slaggat, geen slaggate, 0 slaggate. Hierdie pad tussen Marken, van Ellisras na Marken, tot in Poddies, geen slaggate, pad is in 'n goeie toestand. Ek het hom so 6 maande gelede wat gery. Hy is in 'n baie goeie toestand, tensy daar nou ondertussen slaggate verskyn het, maar ek dink nie so. Dan het jy net hierdie gedeelte. So as jy, en wat mense ook van Pretoria doen, hulle sit hier en kyk, hulle sit na grond, hulle sit na pryse, en sit na grond en kyk en sien, as hulle so op zoom, dan is hulle so ingezoom, en dis nou die kopers, dan sit hulle so, en dan sê hulle, hel, hierdie lyk vir my te naby, en lees hulle Thabo Mbeki, maar die grond verkoop hierso, soos hierdie plase hier het 'n plaas verkoop, nou hier op hierdie pad, daai plaas daar, hy het verkoop, hy was so 970 hektaar met buffels gewees, hy het verkoop, daai ene daar, hy het verkoop, hy het ook buffels gehad, en hy het ook verkoop, en het is hier, en hier het ook 'n plaas verkoop, en hier het ook 'n plaas, nee, hierdie ene het ook verkoop, en daai ene ook, en dit was alles gewees, en dan moet jy nou kyk, hoe ver is dit van die ongewenste elemente, so al wat gebeur is, die pryse is reg, en dis dit, dan verkoop jy grond. So, as jy dan dink om jou grond en mars te verkoop, praat met my, my naam is Gerrie Erasmus, ek versloop ten minste 600 wildplase, miskien was dit al meer, enigiets van dwaalboom, maastroom, naboom en alles tussenin. Met ander woorde, as ek sê dwaalboom, maaboom, naboom en maastroom, dit wil sê, ek was al op alles gewees, ek was al op honderde plase gewees, van hier tot daar, en daar, hier so. So as jy nou die lyntjie kan trek, en jy sit in Pretoria, en jy zoom uit daar uit Pretoria, ek was al so op hierdie is omtrent die area, waar ek was op honderde plase gewees, so as jy dink om te verkoop, praat met my, en die meeste mense verkoop, die verkoop is emosioneel, dit is, daar's byna geen logika verbonde aan waarom mense verkoop. Grotendeels emosioneel. Wens jou winsgewende dag. Dankie, tot ziens.